Dawid was lief vir die huis van die Here en het baie onder die geklank van die wet gesit. Hy het hoeveel psalms geskryf wat natuurlik gesing moes word tot eer van die Here. Hy het baie gebede gebid en so dit ook in sy psalms uitgekom. En ek dink ek kan met gemak sê dat Dawid was 'n liefling van God gewees. En tog het sy hart verdwaal geraak. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is vir my lekker en 'n groot voorreg om weer eens rondom die woord van die Here met jou te kan gesels, rondom die gedagte, die wet verander nie jou hart nie. Kom ons lees 'n bietjie die verhaal van Dawid. Net een vers gaan ek vir jou lees en jy sal dadelik agterkom waaroor dit gaan. En dan wil ek 'n paar gedagtes met jou deel. 2 Samuel 12 vers 9 kom die profeet Nathan na Dawid toe nadat hy 'n groot fout begaan het. En hy sê vir hom: "Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem nadat jy hom, Uria, deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het." Weer wil ek vir jou lees wat ek net as inleiding gou hier opgestel het. Dawid was lief vir die huis van die Here. Hy het baie onder die geklank van die wet gesit. Hy het hoeveel psalms geskryf wat hy natuurlik ook laat sing het en self miskien gesing het tot eer van die Here. Hy het baie gebede gebid. Dit kom uit in sy psalms. En ons kan definitief sê dat hy was 'n liefling van God en tog het sy hart verdwaal geraak. En ek gesels met jou vandag soos ek gesê het, die wet verander nie jou hart nie. Paulus sê dat die wet bring 'n tipe van 'n gordyn. Die wet maak jou gehoorsaam want die wet hou die straf voor jou oë. So jy gehoorsaam want jy wil die straf vryspring, is dit nie so nie? Dawid sit onder die wet en hy het gedink as niemand sien hoe hy die wet oortree nie, sal daar nie straf wees nie. En hy het aanvanklik nie eers berou gehad vir wat hy gedoen het nie, toe hy met Batseba de mekaar geraak het en haar man laat vermoor het. Maar so hard was Dawid se hart. Want hoe laag kan 'n man van God daal, sou ons mening tog gewees het, dat hy iemand laat vermoor, net om sy vrou te kry. Maar vandag wil ek met jou gesels oor die krag van die wet. En ek wil met jou gesels oor hoe kosbaar is Heilige Gees in ons, en hoe gehoorsaam moet ons nie wees aan Heilige Gees se stem nie. Jy sien, al was Dawid onder die wet en het hy die wet gehoor, ek dink redelik gereeld, en tog het dit hom eerstens nie weerhou van sy sonde nie, en tweedens nie eers tot berou gedryf nie. Nie voordat Nathan by hom uitgekom het nie. Jy sien, as jy onder die gesag en bestuur van Heilige Gees staan, God se Gees woon binne jou, is daar 'n persoon wat jou help en jou rig om God en jou naaste te eer. Heilige Gees maak die wet. En hiermee wil ek sommer aanlas, die woorde van die Bybel lewendig en werklik in jou binneste. Jy weet, Jesus sê, Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Die wet kan net sowel die geskrewe woorde van die Bybel wees. Woorde. En as ons die Bybel as 'n wetboek lees en straks navolg sonder inspraak van Heilige Gees, luister mooi, is dit maklik om in dieselfde struik te trap as waarin Dawid getrap het. Ek sê nie ons kan nie val en fouteer nie, maar kyk na die kosbare werk van Heilige Gees binne ons en sien die leemte van die wet. Sou jy fouteer? Heilige Gees se waarskuwings miskien minag, sal Heilige Gees jou dadelik oortuig en lei na berou en bekering van jou wandaad. Dis die werk van die Heilige Gees, en dit is iets wat Dawid nie lewendig in hom gehad het nie. Jy kry berou en jy maak reg wat jy verkeerd doen, want Heilige Gees oortuig. Jy sien toe die profeet Nathan met 'n vars Heilige Gees geïnspirerende woord van God na hom toe kom, toe maak sy gees oop. Die wet word lewendig, dat hy nie mag begeer nie, dat hy nie mag hoereer nie, dat hy nie mag moord pleeg nie, en hy besef sy misstap en hy het berou. Eers toe besef hy dit.
Ons benodig Heilige Gees saam met die woord om in ons te werk, om ons gees wakker te maak sodat ons in die waarheid van God se woord kan wandel. Lees 'n bietjie hierdie hele verhaal in 2 Samuel 12 onder andere en ook Psalm 51 nadat die Heilige Gees hom gelei het op 'n pad van berou en herstel. Jy weet, ons faal menigmaal, nie omdat ons nie die Bybel ken nie, maar omdat die Bybel nog nie deur Heilige Gees lewendig in ons gemaak is nie. Heilige Gees, ons het U nodig. Elkeen wat in hierdie dag deur die openbaring van hierdie woord besef het, U, Heilige Gees, is afwesig en hulle nood aan U besef, sal U hulle gebed aanhoor en al vul met U teenwoordigheid. En dit is my gebed, lei ons deur U stille inspraak in ons gees. Amen.